Vriende, goeiemôre. Dit is weer tyd vir koffiekuier. En ek het gedink om vanoggend so 'n bietjie met jou te gesels rondom hoe dink ons oor die regulasies en wat mag 'n mens doen in hierdie tyd en wat mag jy nie doen in hierdie tyd nie. En ek gaan nou nie vir julle nuwe regulasies voorskryf of gee nie. Ek dink daar's genoeg verwarring oor die goed huidigelik soos wat dit is. Maar oor die hele beginsel daarvan dat daar sekere wette is wat 'n mens moet gehoorsaam, sekere goed wat 'n mens moet doen, wat jy mag doen, wat jy nie mag doen nie. En dan dink ek sal jy met my saamstem dat daar 'n ongelooflike verwarring in deurmekaar spil is oor wat mag nou gebeur en wat mag nie gebeur in hierdie vlak 4 van inperking nie. Ek dink as ons na vlak 3 toe gaan nog maar net so deurmekaar wees in elk geval. Ek kry gister 'n oproep van iemand daar wat sê, maar mag 'n dominee nou dit of dat doen? Mag 'n dominee nou by krisismense kom of nie? En ek dink ja, daar's riglyne vir ons, maar daar's baie grys areas. Die hele debat, die hele gesprek oor die masker wat jy moet dra in die openbaar, maar is jou motor openbaar of is dit 'n privaat plek? So wanneer 'n verkeersbeampte of 'n polisiebeampte jou stop en jy die ruit oopdraai vir sekuriteitsmense, dan moet jy hom opsit want dan begin jy die openbare domein betree, maar dit is verskriklik deurmekaar. En ek het nou aanleiding daarvan nogal nagedink en gewonder of daar nie 'n maatstaf is wat ons vir onsself op 'n manier kan neerlê om te sê, maar waar doen ek dalk die regte ding nie? En dan skryf Johannes in die briewe van Johannes, in 1 Johannes 3, hierdie ongelooflike gedeelte, vriende, waar hy die opskrif in ons Afrikaanse 83 vertaling sê, 'n goeie gewete voor God. En nou hoor jy al klaar, so iets van hoe my gedagtes daaroor dink. Johannes skryf en sê, liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort, en ons kan ons gewete voor hom tot rus bring. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles. En dan vers 23 veral, wat hy skryf en sê, dit is sy gebod. Ons moet in sy seun Jesus Christus glo, en ons moet mekaar lief hê ooreenkomstig die gebod wat hy aan ons gegee het. En dalk is dit die maatstaf van wat is reg en wat is verkeerd in hierdie tyd. Dat jy en ek in alles wat ons doen regtig sal vra, maar weerspieël my optrede iets van hierdie dubbele liefdesgebod. Liefde vir God, die erkenning dat Jesus Christus ons Here is, soos ons gisteroggend ook gepraat het. En in die tweede plek, wat sê dit van liefde vir mense rondom my? Want dit is mos nou eenvoudig. As jy vir oom Piet of tannie Sunny, wat 84 is en met hartmoeilikheid sukkel en wat asemhalingsprobleme al op hierdie stadium het, as jy hulle gaan besoek as dominee, en jy dra moontlik die virus oor na hulle toe, dan spreek dit na my mening nie baie van liefde nie. As jy met 'n jong, fiks, gesonde ou in die straat raakloop terwyl jy vanoggend gou 'n stappie gaan stap of wat ook al, en jy gesels 2 of 3 woorde met hom, dan dink ek is dit juis iets van liefde en omgee wat daar na vore kom. Maar ek kan nie vir jou besluit nie. Ek dink net, vriende, die punt is, as ons optree, dan moet ons vra, maar wat wys my optrede, my gedrag van liefde vir God in die eerste plek, en in die tweede plek vir my omgee, my liefde vir my naaste, soos wat jy jouself ook lief het. Ons het Sondag in ons virtuele erediens daaroor gepraat. Laaste opmerking, vat byvoorbeeld die insident, en daar's baie vrae en daar's baie onsekerheid oor wat presies gebeur het, maar die insident so 'n paar dae gelede in Ballito, waar die klein seentjie deur hulle metropolisie daar in die arm gegryp is. Na my mening, en jy mag van my verskil, gaan daar geen optrede van hoegenaamd regverdig genoeg wees dat groot polisiemanne 'n klein seentjie so in die arm gryp en traumatiseer nie. Dit spreek nie vir my van liefde nie. Ek dink daardie situasie kan op 'n baie ander manier hanteer word. Wat ook al die oorsaak daarvan is, praat niks daaroor nie. Die situasie kon anders hanteer word, en so kan ons 'n klomp opnoem. Dit help nie ons begin by ander nie. Vanoggend is my vraag vir jou en vir my, hoe tree ek en jy op? Wat sê ons optrede, ons gedrag, elke dag, van God, van ons liefde vir hom, en daarom ook ons liefde vir ons medemens. Mag die Heilige Gees vir jou begelei vandag om te weet, wat is die regte ding om te doen? Watter regulasie gehoorsaam jy vandag?
Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons kan weet dat U vir ons die groot gebod gegee het. En dat ons eintlik alles wat ons in hierdie lewe doen, ook kan en moet meet aan liefde vir U en liefde vir ons naaste. Dankie dat ons ook met 'n stuk onderskeidingsvermoë, o Heilige Gees, kan bid en vra dat U vir ons sal help om regtig te onderskei wat ons in watter omstandighede kan doen en behoort te doen. En soos wat die slim mense lank jare gelede gesê het, dat as ons dan 'n fout maak, laat ons 'n fout maak na die kant van liefde toe. Dit bid ons in U wonderlike naam. Amen. Ek kan vir 'n oomblik nie onthou wie gesê het, as ons fouteer na die kant van liefde toe nie. Dalk help jy my, stuur vir my 'n boodskapie, om vanoggend vir my reg te help om te sê wie was hy slim mense gewees. En geniet jou koffie, koop jy 'n wonderlike dag, ons kuier môreoggend weer saam.